Goeiemôre, dit is dan 23 Januarie 2026, lesing 74 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Ons is nog besig in die opskrif sê dit voortsetting van die regsaak teen die Fariseërs. Nou, ek het nou lank gedink oor hoe hierdie profesie nou eintlik nou deur ons gesien moet word. En die Fariseërs, priesters en die ander heidense priesters is eintlik nou aan die eindtyd nie beperk tot daai groepe alleen nie, maar dit is alle vals dogma in die wêreld vandag. Want alle vals dogma is of Joods, kabbalisties, of dit is heidens. Of dit nou Rooms-Katholiek is, dis heidens. Want hulle leer nie die leer van Yeshua nie. Dit is 'n verdraaide leer. En as ons nou gaan kyk in die wêreld, ek dink verlede jaar of voorverlede jaar, het honderde kerke in Europa is afgebrand. Presies soos wat hier gebeur het. Die mense het kwaad geraak en al die kerke begin afbrand. Alleen dink ek net in Iran is, weet nie hoeveel moskees het, julle 'n syfer, maar dit is duisende moskees wat afgebrand is, behalwe die wat toegemaak het. Daar is 50.000 wat toegemaak het, as ek die syfer reg onthou. Want mense gaan uit hierdie vals organisasies uit, hulle wil nie meer die gemors glo wat die mens verkondig word daar nie. En in ons eie land is hoeveel kerke nou al toegemaak, en as jy daar naby KitKat in Pretoria Wes gaan kyk, daar is 'n groot ou NG kerk, hy is nou 'n moskee, en daar is heel wat ander moskees nou in kerke se plek. Maar jare gelede het ons gesien dat die uittog uit die NG kerk alleen tussen 80 en 100.000 lede per jaar is. En so staan al hierdie geboue nou basies verlate. As daar iets is nog daar, dan is daar 'n paar karretjies daar, terwyl die karre gestaan het in die ou dae, het die mense tot in die pad gestaan en almal het kerk toe gegaan. So hierdie valsheid en opeis van valse offers, soos wat ons nou hier gelees het ook sy lot nou in die wêreld, wys dit vir ons. En dit sê vir ons, ons is nou aan die einde van die tyd. En daar gaan 'n tyd kom waar hierdie klomp Baalpriesters en vals heidense priesters se huise gaan afgebrand word, en heel moontlik gaan hulle ook gedood word. Want daar moet nog so iets kom, sodat daar plek gemaak kan word vir die ware evangelie, die ware wyn uit die hemele, wat ons vanoggend nou 'n deel daarvan lees. Dit is maar hoe ek sien hoe hierdie dinge moet gebeur. En ek dink Spotty het gister 'n profesie geplaas wat presies net dit sê. En ek het nog 'n profesie gelees wat dit ook bevestig. Wat eintlik ek kon sê, ek kon die ding gister geplaas het en gesê dit, ek dink jy het dit op eindtyd ook geplaas, is basies 'n spieël van wat ons nou hier behandel. Nou ja, kom ons gaan aan lees met insig. Dit is nog steeds dieselfde hoofstuk, vers 9, hoofstuk 142. Nou, het die vorige lesing gestop met daai Baalpriester of Fariseer wat nou so slim met sy tong is, en hierdie ou wat nou teen hom getuig, so op hemel en prys sê, dit is so 'n goeie ou, en ons sal nooit, wil ons ooit iets teen hom bring nie, en. Dit is daai selfversekerdheid en selfpolitoer smeer van hierdie ou. Nou Sirenius sê, u weet tog baie goed wat die oorsaak was van die verskynsel wat gister plaasgevind het. Dit was die verskynsel van sonsverduistering eerste, en toe het Yeshua die son in aanhalingstekens laat stilstaan, wat eintlik maar net 'n skynson was in die lig. Waarom lê u vir u gelowiges dan nie die ware toedrag van sake uit nie?
waardeur alle gemoedere sekerlik gerusgestel sou gewees het. Waarom lieg u vir die volk, waardeur u die basis lê vir die groot ontsetting en verwarring, en die huidige opstand teen u? Waarom pers u van die volk die mees ongehoorde en tirannieke offers af, terwyl u tog weet wat die oorsaak van die verskynsel was, en dat dit niks te maak het met die voorspelling van Daniël nie? Lê dit vir my uit en verdedig die skandalige gedrag van u kant teen die arme, blinde en deur u dom en bygelowig gemaakte volk. Nou sê die fariseer owerste, ek het u so pas gewys op die Skylla en Charybdis. Die naaste wat ons nou daaraan kan kom in Afrikaans is tussen die duiwel en die diep blou see. Dis hoe jy vasgevang word, die een is net so erg soos die ander. Maar u kan dit blykbaar nie verstaan nie. Kyk, toe die son gister, net soos ten tye van Joshua, die aand ongewoon lank verlig het, het dit baie van ons vooraanstaande geloofsgenote opgeval. Let wel, vooraanstaande kerklidmate. Hulle het na my toe gekom in die sinagoge, my gevra vir 'n uitleg, en het my ook vertel dat al die Judeërs baie ontstel daaroor was. Ek het vir hulle so goed as moontlik die saak al by die eerste besoek uitgelê, en het aan hulle verklaar dat die verskynsel baie natuurlik was in hierdie periode waarin die lengte van die dag en die nag aan mekaar gelyk word. Hulle het toe gegaan, maar het nie geweet hoe om die volk tot ruste te bring nie. Kyk nou, skuif hulle die skuld af op die vooraanstaande Judeërs. Dit is blaatante leuns hierdie, want dit is nie hoe dit gebeur het nie. Hy sê, tevens het die volk hulle gewaarsku om so iets nie vir hulle verborge te hou nie. Maar na 'n tydjie het die son verdwyn, of die ligsverskynsel plotseling, en het dit ontsettend donker geword. Toe was dit egter ook klaar met al tot ruste gemaan. Nou moes en sou die einde van die wêreld daar wees. Elke teenspraak van ons kant sou ons onmiddellik die lewe gekos het. Nou met 'n normale sonsondergang het jy eers skemer, donkerder, soos wat die son oor die horison verdwyn. Maar nou het ons die geval gehad dat die ware son al reeds oor die horison verskyn het, verdwyn het, en 'n spieël in die lug, die lug was so glad, dat hy die son teruggespieël het na 'n gedeelte van die aarde toe. En natuurlik as die son nou heeltemal nie meer daai spieelbeeld kan gee nie, weens sê maar Joshua laat die lig weer beweeg, en die lig kom in beweging, dan is die spieël nie daar nie. So dan sal dit wees soos 'n mens onmiddellik die spieël wegvat, en dan is dit pikdonker, want dit is dalk nou al 8 uur, 9 uur die aand. En dit het hulle nou verskrik gehad. Maar sou hulle die regte verklaring gekry het, sê Joshua, dan sou die mense nie daaroor ontsteld gewees het nie. En ek wil dit ook bybring vandag, dat die hele wêreld belieg ons oor die wese van die sataniese aanslag op ons mensdom. Alles word gesê, gelieg, dat dit buiteruimtelike wesens is, wat ons gaan besoek en wat ons gaan help en alles. Maar intussen is hierdie goed wat almal nou vir ons bo-natuurlik voorkom. Al hierdie wesens wat ons nou sien, baie van die goed wat jy op internet sien is AI gemaakte goed. Maar nie alles nie. Daar is werklik van hierdie hybrides, mengsels, tussen gevalle engele en diere, gevalle engele en mense, gevalle engele en amfibie. Al hierdie goed is dit wat hulle nou saam met hierdie wêreldheersers al lankal in laboratoriums vervaardig, om losgelaat te word sodra die deur oopgaan.
waarvan Openbaring 9 praat. En die afgrond het oopgegaan. Die afgrond is die hel, is die duister ryk. En daaruit het sprinkane, skorpioene en allerhande onooglike diere. Jy kan dit gaan lees wat hy daar beskryf, hoe lyk die goed. En dit het reeds oopgegaan. Die deur het die Satan oopgemaak met sy onder andere Switserland, wat is daai ding? CERN versneller, wat niks anders te was as om antimaterie te vervaardig of daar te stel nie. Nou, antimaterie is gees, maar wat se gees? Definitief nie die hemelse Vader se gees nie, want dit is nie hoe jy sy gees kry nie. Jy kry sy gees deur in liefde vir hom te lewe en jou naaste. Maar hulle het die grens, die barrier gebreek tussen hierdie derde dimensie en die vierde dimensie. En nou kruip hierdie goed oor die aarde. Dit is net te veel waar ons nou goed sien, waarvan ons voor die vloed bewyse gehad het dat dit bestaan. Half mens, half perd, half mens, half bul, half mens, half vis. Wat ander goed kry jy nog? En dan kry jy al hierdie ander gedrogte wat verskriklik reusagtig groot is, wrede goed, wat niks sal ons sien nie. En dit is nog altyd vir die mense belieg dat hierdie goed nie bestaan nie, dat dit nie daar is nie. En wanneer hierdie goed absoluut gaan oopgaan, volgens Openbaring 9, dan sê hy, hulle gaan chaos aanrig vir 'n tyd op aarde. Maar net die wat nie gemerk is nie, gaan dit vryspring. Al die wat die merk van die dier gaan kry, gaan hierdie goed beleef, en daar staan, hulle gaan doodgemaak word. Kom ek aanvaar, dit is geestelik doodgemaak, sodat hulle nie weer lewend kan word nie. En ons het nou al 'n redelike groot idee wat die doodmaak is, of die onvergeefbare sonde van die merk. Die merk op die regterhand jou handeling, en die merk op jou voorhoof, natuurlik jou verstand, is 'n oorname deur 'n ander bose entiteit, kom ons noem dit die afgrond, oor jou wese, waarmee jy nie meer beheer gaan hê nie. Huidiglik is elkeen van ons wat hier sit, is toegerus met 'n sterk man. Die Bybel praat van die sterk man. Hy sê, wanneer bose geeste uitgaan deur gebed en bevryding, en die sterk man is nie daar binne in die huis nie, dan kom hulle 7 maal erger terug. So, jy word voorgebid vir 'n drankgees, en sê maar 'n seksgees en 'n geweldsgees. Nou bid jy daai goed uit, maar jou wil is nie ingestel om skoon te wees nie. Jy het dit nou maar gedoen, want want Dirk het so met my gepla, en hy het so lastig gewees, ek het maar gegaan. Nou kom hierdie goed nie net terug nie, hulle kom 7 maal sterker terug. So die 3 is nou 21, en die 21 kan weer maal 7 word. 144 omtrent. So, die oomblik wanneer jy deur inmenging van buite jou wil weggee, soos wat Kain destyds sy wil weggegee het aan sy seun, toe hulle na die laagte toegetrek het, die seun Hanog, wat ook 'n stad opgerig het met sy naam Hanog, het Kain toe van hom af weggevlug, want hy kon nie meer onder hierdie man se wil bestaan nie. En die oud van hom gesê, sy sê, maar jy het dit dan vir my gegee. Hoe is jy nou ongelukkig? En toe die storie van Kain is, hy vlug toe, hy het berou oor alles wat hy gedoen het, ook oor die moord van sy broer. En hierdie engel besoek hom. Die engel was sy oorlede broer, Abel. En hy verander vir Kain in 'n ander laer orde in. Hy maak van hom 'n natuurmens, wat nie meer 'n vrye wil het nie.
Hy kon hom doodgemaak het, dat hy oorgaan aan die kant toe, maar dan was sy lot weer gekluister in die materie. Maar Vader was hom genade, maar hy het nie die voorregte en die regte kon kry meer van die Adamietse nageslag nie. En hy het swart geword. Dit is die merk wat hy gekry het, met al die eienskappe vandag van die Moore of die Afrika, diep Afrika naturelle wat swarter as swart is. Nie ons nie, dit is heeltemal 'n ander spesie. Maar wat 'n naam hy gekry het is vir ons van belang. Hy het die naam gekry willose sonder wil. Antiope, wat later Ethiopië geword het, of ook Kush in Hebreeus. Wanneer hierdie afgrondsmense, wat nou die wêreld beheer en regeer, saam met al die geestelike valses wat ons nou ook van gelees het hier, wanneer hulle jou merk, bedoelende hulle jou vrye wil wegvat, deur 'n inplanting te maak in jou besluitnemingsvermoë, in jou DNA, dan is jou handeling, jou regterhand, is nie meer jou handeling nie. Jou verstand is nie meer jou verstand nie, want hulle manipuleer en verander jou DNA sodanig, dat jy alles, wat jy altyd gedink het jy doen, hulle dit vir jou verander. Hulle kan 'n remote, op 'n afstand, kan hulle jou emosies beheer, hulle kan jou liefdevol maak, hulle kan jou kwaadaardig maak, as hulle wil hê jy moet gaan oorlog voer, hulle kan jou wreedaardig maak. Jy is nie meer 'n individu wat vir jouself kan dink, besluit en jou wil rig na Vader nie, want hulle kan jou wil verander, rig hom na 'n ander vals profeet of 'n valse afgod of wat ook al. En dit is hierdie dinge wat baie gevaarlik is. En alreeds het hulle begin daarmee in 2019 met mense wat hulle met sekere goed gespuit is. Nie al die spuite het dieselfde effek gehad nie. Ons het nou agtergekom dat daar 'n groot deel van die spuite was net basies soutwater. Ander was nie so negatiewe goed nie. Maar dat ons nou weet dat mense wat hierdie goed gekry het, alreeds is daar 'n ander beheer oor hulle, is dat hulle almal op Bluetooth verskyn. Wat is Bluetooth in Afrikaans, Jan? Dit is nie Bluetooth. Maar julle weet wat is Bluetooth. Sê nou, ons sit almal nou hierso, ons het almal die spuit gekry. En ek sit my foon op Bluetooth, en ek sit roaming aan. Dan gaan ek julle almal optel, nie jou selfoon nie, ek tel jou op. Jy het 'n data, 'n basis nommer, 'n ID-nommer. En nou, wanneer jy hierdie mense is wat hulle beheerrekenaars en al hulle ander AI het, wat nou so ontsaglik toeneem, dit neem basies daagliks, weekliks toe, die tegnologie. Kan hulle jou manipuleer? Kan hulle jou dinge laat doen wat jy nooit sou gedoen het nie? En ek dink dis vandag hoekom soveel van ons mense nou alreeds so liberaal gesind is. Hulle het net heeltemal ontspoor. Veral die kindertjies. Hulle is meer vatbaar vir hierdie goed. So ek hoop ek het nou vir julle net iets gesê wat voorlê en wat ons moet vasstaan. Moet nooit jou wil weggee nie, want as jy nie 'n wil het nie, kan jy niks vir Vader beteken in die hemel nie. Dan moet jy ook in die afgrond gaan en moet jy gekluister word uiteindelik om weer iewers eendag 'n lewe te lei op 'n ander planeet. En dit gaan ontsettend lank vat. In ons tyd kan dit honderdduisende of miljoene jare vat. Ek noem dit net, kom ons gaan verder. Kyk, sê hy sê, dit het toe vandag donker geword. Nou vers 12. Hierdie sonsverdwyning was die skila,
Die omstandighede het ons genoodsaak om die verhaal van Daniël as waar te verkondig en gesien in die lig van die omvang van die dreiging ook die swaarste boetedoening te eis, om sodoende die volk in hulle hart ten minste hoop te laat vestig op Elohim se medelee. Ons het egter baie goed ingesien dat ons op die huidige klare oggend in die Garbibdes sou beland. Dit is nou die volgende dag nadat die ouens al die offers gegee het. Maar as 'n mens tussen twee booshede moes kies, kies 'n mens liewer die eerste en kleiner boosheid as die tweede wat dadelik die ondergang teweeggebring het. Ons het dus volgens die omstandighede gehandel wat ons nie veroorsaak het nie, baie korrek en regverdig, omdat dit onmoontlik was om anders te handel. Hoe kan u as regverdige Romein ons nou daarvoor wil oordeel? Lê dit nou eers vir ons uit. Sien julle hoe slinks is hierdie ou? As hulle al hulle onregmatige offers teruggegee het vir die mense, sê, hoorie, kom kerels, niks het gebeur nie, hier is julle geld, ensovoorts, hier is julle die beeste en skape en bokke. Maar nee, hulle het vir die volk gesê, daar het niks gebeur nie, is omdat julle so baie offers vir ons gebring het. Maar toe kom 'n slim ou en hy vertel hulle, nee, maar hoorie, dis nie hoe dit werk nie, dit is 'n doodnatuurlike wetenskaplike oorsaak. En toe word hulle kwaad, en toe begin hulle brand. Nou sê Irenaeus, ja, dit klink nie so gek nie, maar dit is die vraag. Wat sou u met al die ontvangde offers gedoen het? Want die einde van die wêreld ter voorkoming waarvan u die offers gevra het en geneem het, het vandag nog nie gekom nie. Soos nou blyk, sou u alles weer aan die arme volk teruggegee het? Die owerste sê, geëerde gebiede, dit is werklik 'n vreemde en baie oorbodige vraag. Dit spreek tog van self, hoewel dit met baie wysheid en versigtigheid vanweë die blindheid van die volk moes gebeur het. Maar vra u nou eers aan die vuur wat alle offers en al ons voorrade verslind het, wat dit naderhand sal doen. Die deur die omstandighede en nood vereiste prediking van die voorspelling van Daniël hoef glad nie tot gevolg gehad het dat ons huise en sinagoges verbrand word nie, wat u wyse geloofsgenote weens 'n ou wrok teen ons bewerkstellig het. Ons kom daarom nie net vir ons nie, maar ook om vir ons volk te vra, omdat ons nou buite ons skuld bedelaars geword het. Hoe wil of hoe kan u ons nou daarvoor, in plaas van om te help, wil veroordeel en self straf? Kyk nou eers na die hele stand van sake, die oorsaak en die feite, dan moet u tog met meer as 7voudige blindheid geslaan wees, as u ons hier skuldig wil verklaar. Hoofstuk 1:4-3, die mening van die owerste van die Fariseërs oor Joshua. Nou sê Irenaeus, dit is nie my bedoeling nie, maar ek wil nie maar net, en daaraan is alles vir my geleë, grondig verbeter en egte mense van u maak. U kan nie innerlik wel uitstekend agterwel deur dagte slim woorde verberg, soos wat ons nou die vorige hoofstuk gelees het. En hier nog makliker, omdat die omstandighede in 'n sekere sin tot u voordeel strek. En geen een van ons kan met sekerheid beweer wat u, as die brand byvoorbeeld nie plaasgevind het nie, met die reeds versamelde offers sou gedoen het. Maar ek stel nou 'n ander vraag, en vra u of u met u suiwer en rustig gewete dit, wat u my hier vertel het, ook net so aan die alwetende profeet Elia, of 'n engel van Elohim, wat u hart en niere kan deursoek, sou vertel het. Ek besweer by my keiserlike erewoord, wat getrou en magtig is. Daar is hier in my geselskap 'n aantal wyses, nie van myne nie, maar van u geloof. Die Mosaïtiese geloof dan. Vir wie die mees geheime gedagtes van die mens
ewe helder en deursigtig is, soos 'n openlik begane daad. As hulle u op die proef sou stel, sou julle dan met so onbeswaarde gewete te woord staan soos my? Want van my weet u dat dit my nie aan verstand en skerpsinnigheid nie, maar wel aan alwetendheid ontbreek. Ek het hierdie mense grondig ondersoek en het bevind dat met hulle beslis nie te skerts is nie. Ek sal ook vir u deur hulle laat ondersoek, as alles so is soos wat u my nou vertel het, kry u alles en nog baie meer as waarvoor u gevra het. As die genoemde wyses egter iets anders oor u getuig, sal die broer en oom van die heerser, wat nou op die troon sit, wel baie goed weet wat hy moet doen. Die owerste sê, waarmee kan u ons hiervan oortuig, dat hierdie deur u genoemde wyses, ons vriende en nie ons vyande is nie, en of hulle ten opsigte van ons geen misbruik van hulle wysheid sal maak nie. Want ons is nou eenmaal fariseërs en as sodanig gehaat in Galilea, omdat ons onsself streng hou by die gebooie en slegs Moses en die profete predik, terwyl al byna die hele Galilea aanhangers is van die Egipties-Griekse filosofie. Hy lieg hierso. Ja. Hulle hang nie vir Moses en die profete alleen aan nie, hulle hang die mense leerstellings wat deur die eeue heen, deur vals priesters ingeskrywe is in die wet van Moses, wat hulle moet doen. Soos byvoorbeeld die feit dat as 'n ou baie geld het, dan kan hy hom loskoop van die gewater, maar die arm mense, as hulle oortreding begaan, dan moet hulle die gewater drink, en meeste van hulle sterf. En so is daar baie ander goed wat die mense leerstellings wat afkomstig is uit die Talmud vir hulle tot leiding was. En dit het die volk so kwaad gemaak. Al wat hulle kon doen, hulle kon die geloof bedank, verlaat, en dan sê hulle is nou 'n Romein, hulle verander hulle volksverband ook, hulle word dan nou nie meer Judeërs nie, is nie meer nie, hulle is nou Romeine, hulle skryf seker 'n tipe Romeinse paspoort, identifikasiedokument, dan kan hierdie klomp fariseërs nie by hulle alle offers in goed kom haal nie, want hulle was brutaal hoor. Hulle het vir jou afgepers, en as hulle nie hulle offers kry nie, dan vang hulle die vrouens en die kinders en tempel toe met hulle. Die kinders word dan daar liderlik verkrag en as slawe aangewend, en die vrouens ook. Veral as die vrouens nog jonk is. Hierdie mense het niks ontsien nie. Hy sê, terwyl die hele Galilea nou aanhangers van die Egipties-Griekse filosofie is, as u wyses daarom Galileërs is, sal hulle in hulle wysheid geen goeie woord oor ons sê nie. En daarom wys ons vooraf al alle Galileese wyses, wat ons vyandig gesind is van die hand. Nou Galilea was nie baie gewild by die Jerusalem tempel nie, want in Galilea het hoofsaaklik lede van die stam Benjamin gebly. Onthou die huis van Juda het bestaan uit 2 stamme, Juda en Benjamin. En die Benjaminiete was meerendeels die arm mense en wat niks met die tempel te doen wou gehad het nie. En dit is waar Joshua groot geword het, en dit is die mense aan die Galileese see, waar hy sy apostels gaan kies het, almal van hulle, uit die stam van Benjamin uit. So, hierdie fariseë sê, nee, daar's nie wyses in daai plek nie. Dis maar hoe hulle is. Hulle kyk net na hulle eie. Bovendien staan daar ook geskryf, dat 'n profeet nooit uit Galilea gekom het en kan kom nie, omdat juist die Galileërs as ketters van die Judeese geloof te ver van die ou Mosaïese wysheid verwyderd is. Maar as die wyses uit Judea is, sal ons hulle ook aanhoor.
So die ou gee voorwaardes vir wie hy dink is wys. Nou sê Sirenius, die wyses wat ek genoem het so 'n plek in my geloof en in my hart, dat elke woord uit hulle mond vir my eintlik al uit die hemel kom. Hoewel ek nie bepaald van mening is dat iets wat waar moet wees, juist daarom uit die hemel moet kom nie. Want elke waarheid bly op aarde net so goed waarheid soos op die vleuels van die lig uit alle hemele. Want een peer en nog 'n peer moet in die hemel net soos op die aarde 2 pere wees. So nie, dan is die hemel 'n leuen. Daarby het ek nog 'n vraag aan u. U het juis geprotesteer teen die Galileese wyses, en dit het my die indruk gegee dat u miskien nog 'n ander rede het, as maar net die Griekse filosofie. Daar het tog in Nasaret 'n man opgestaan, wat baie groot wonderbaarlike dinge doen. Die mense 'n nuwe geloof leer, wat uit die hemel afkomstig moet wees, en die egtheid daarvan bevestig deur ongekende wonders. Sê my of u al van hierdie mens gehoor het, en wat u mening van hom is. Nou hierdie mens met 'n hoofletter is natuurlik Yeshua. Nou sê Matthäus saggies, nou het u hom goed bygedam. Nou sal hy dadelik sy klere wys. Nou, die owerste fariseer antwoord, het die bedriegery van die kwaksalwer wat by ons baie berig is, vir wie die timmermans byl te swaar geword het, en liewer deur lekker leeg te lê, vooruitkom, as deur deeglike werk, ook al tot u ore deurgedring. Dan kyk net wat is sy opinie van Yeshua, nee. Kyk, ons as wettige priesters wil nou van u kostes verhaal, wat uit elkeen van die woorde en aan die gesig maar al te duidelik merkbaar is. Maar so 'n bedrieger, so 'n volksverleier, wat met behulp van ingestudeerde toorkunste uit die Moreland, kry van u in 'n sekere sin vrye spel. Hy kan doen wat hy wil, en aan sy woord sal u wel heel wat meer waarde heg, as aan die van ons, waarvan die waarheid tog deur die verstand, die groot intelligensie, en wat hom binne die wettige orde van die menslike gevoel bevind, duidelik bevestig word. Ek ken die bedrieger wat u bedoel, en het hiermee dan ook alles gesê. En kyk waarop beroep hy hom, op die verstand en die intellek. En dit is hoekom dominees en pastore nie die ware evangelie van Yeshua verkondig. Meeste van hulle, daar is hier en daar goeie ouens, want hulle beskou hulle intellek en hulle verstand te hoog. Hulle het al op groot byeenkomste waar die, wat noem jy, die synode dan by mekaar kom, al hulle geëerde leraars, doktors en predikante. En dan sê hulle, wat 'n mens met intellek kan glo dat 'n maagd geboorte kan gee? Watter mens met intellek kan glo dat iemand uit die dood uit opgestaan het? Watter mens met intellek kan glo dat Jona 3 dae in 'n vis se bek was, of in sy liggaam was? Terwyl Yeshua juis Jona aanhaal in sy evangelie, as dat dit waar was. So hulle skiet die hele wese van Yeshua af, maar tog verkondig en leer hulle hom nog. Self glo hulle nie daarin. En dit is ook dieselfde geval wat ons by hierdie mense het. Hulle het 'n vooroordeel teen enige iemand wat uit daai gebied kom, net soos wat die mense 'n vooroordeel vandag het oor enige iets wat boers is, wat uit die boervolk uitkom. Enige geloof, enige ander ding, 'n plan, iets wat mense tot stand bring, hulle glo dit net nie, want dit is nie uit die liberale denke en intellek vandag van die moderne mens nie. So, kom ons gaan verder. Sirenius duidelik baie opgewonde oor hierdie uitlating sê. Nou Sirenius is baie lief vir Yeshua, hy ken hom van baba af, hy was amper by gewees
Wel 'n paar dae na sy geboorte het hy hom vir die eerste keer gesien. Die mening wat u my nou oor 'n man gegee het, kon nie erger tot u nadeel gestrek het nie. Maar die keer het u ten minste die waarheid gepraat, dat u my u innerlike laat sien het, soos wat dit in werklikheid is. Ek ken u bedrieger maar al te goed, en weet hoe dit met hom staan. Maar ek ken u ook nou heeltemal, en weet hoe dit met u staan. Dat ek nie elkeen sonder meer as betroubaar aanvaar nie, sonder om deur en deur te leer ken nie. Daarvan lewer ek u nou die bewys wat beslis nie te weerlê is nie. Hier voor u staan die huidige koning van Pontus. Dit is nou Helena se pa, wat is sy naam nou? Koram. Gistermôre het hy, hierdie koning van Pontus is nou Mattheel. Gistermôre het hy nog as 'n swaar gekettingde misdadiger voor my gestaan en sou maklik tot die kruis verdoem geword het. Maar ek het alles baie presies ondersoek, ontdek toe sy onskuld en maak hom, omdat hy baie wys is, dit wat hy nou is. Ek is strenger as elke ander regter, maar ek is baie regverdig ten opsigte van elkeen. As iemand tydens die noodsaaklike ondersoek leed aangedoen is, en sy onskuld later bewys word, sal ek soveel in my vermoë doen om die leed in vreugde en voorreg om te sit, waarvoor hierdie nuwe koning vir julle as bewys kan dien. Maar nog baie skerper as elke ander het ek nou juis die Nasarener getoets en het bevind dat hy so 'n volmaakte mens is, soos wat daar nog nooit iemand voor hom op aarde was, en daar ook nooit weer na hom sal wees nie. Hy is derhalwe ook heeltemal vervul en deurdrenk van die ware gees van Elohim, en handel en praat ook maar net uit eindelose, onmeetbare krag en almag. So het ek die Nasarener leer ken, en die hoogste agting en liefde tot hom het my vervul met 'n gloed, hoewel hy in die eintlike sin van die woord 'n ortodokse Judeër is, 'n mens wat hom streng by die wette van Moses hou, omdat hy en die Vader een is, en dieselfde Gees Vader in hom, het die wette van Moses gegee, en het ook nou vir Joshua gestuur, om hierdie tydelike Levitiese orde om te sit, in 'n ewige Melchisedek orde, deurdat hy self as offer gekies was, om die volk te bevry. Ook ons Romeine weet om die Judeese geloof te ag, as dit volgens Moses en alle profete sou wees, vol gees, krag, liefde, waarheid en wysheid. Maar 'n Judeese geloof, soos wat u dit onderhou, is vir ons Romeine, wat die gees en waarheid lief het, 'n gruwelike verwoesting van die gewyde plek, soos u profeet Daniël dit voorspel het. Dit is dan my mening oor die Nasarener wat so diep deur u verag word. Wat kan u nou daarteen inbring? Einde van die hoofstuk. Pragtige getuienis van die tweede magtigste man in die wêreld op daai stadium. Net die keiser, wat sy oom was hoër as hy. En dis wat hy van Joshua getuig. En dit word ook nie in die Bybel, kom dit nie deur, dat Joshua met baie magtige mense omgegaan het, en dat hulle geweldige respek vir hom gehad het. Meer word hulle maar vertel, hy is net hier by die armes gewees. Ja, hy was daar, maar hy het die hele spektrum van mense het hy voorgepredik. Maar die heidene het baie meer sy woord aanvaar en sy leer nagevolg as wat die Judeërs dit gedoen het. In een van die boeke, ek dink is boek 9, sê hy, ek het kwaliek 100 Judeërs
tot bekering kon kry in my 3,5 jaar. Maar 1000 maal meer heidene, Grieke en Romeine. So 100,000. So dit is skrikwekkend dat sy eie het hom verwerp, en daarom is die verlossing ook van hulle al weggeneem en vir die verlore stamme gegee. En Juda sou nooit ooit weer 'n volk word wat die verlosser se eer sou dra nie. Soos wat ons vandag sien. Die konkoksie wat hulle daar in 1948 daar in Israel gevestig het, kan nie aan mekaar gebind word nie. Dit is nou werklik yster en klei. Hulle meng nie, alhoewel hulle meng hulle. En daar sal altyd en ewiglik stryd bly. En ek is nie 'n profeet nie, maar dit lyk vir my of daai hele sionistiese konkoksie iewers binnekort vernietig gaan word. Nie laat die vyand van hulle enigstens beter as hulle is nie. Dit is maar basies 2 fasette en faksies van Satan wat mekaar beveg. Dat hy nou hier sê dat Yeshua en die Galileërs wat hom volg, hierdie ou owerste 'n sekte is, ketters is presies wat die hedendaagse wêreld van ons sê. Ons is 'n sekte, die dogter van Sion, as julle by daai sekte. Ons is ketters, want ons staan teen die algemene kerklike leer. En so was die protestantse kerk ook eens ketters gewees, toe Martin Luther en Calvin hulle wegbreek van die Romeinse kerk, alhoewel ek oortuig is dat Calvin presies soos wat die vyand altyd doen, net sodra daar 'n breek is, dan stuur hy sy manne in, om in die bestuur van daai nuwe kerk in te staan. En Calvin het baie ware gelowige Israeliete doodgemaak. Byvoorbeeld die wat die Sabbat gehou het, en die wat 'n een God verkondig het soos Servetus. Hy het nie van die drie enige God wat saamgeneem is toe die klomp van die Romeinse kerk wegbreek, hy het dit glad nie verkondig nie. En Calvin het hom laat doodmaak. En so in ons land het ons gesien, toe die konservatiewe party wegbreek, toe splant hulle van hulle spioene daarin en die wat vat toe die bestuur oor. Toe die APK kerk breek van die NG kerk, dit was 'n groot storie in ons tyd, julle ou manne kan nog onthou. Wat het hulle gedoen? Hulle het 'n paar predikante wat vrymesselaars was in die bestuur van die APK laat opneem. En so het die APK uiteindelik net gedoen wat die NG kerk gedoen het, behalwe hulle nou die swartes in hulle gemeente. So, wees baie versigtig in hierdie tyd vir enige beweging waar jy jou by aansluit of geroepe voel om by hulle te gaan aanbid. Satan is orals en hy probeer orals. Ek dink hy het nie probeer om hierdie plek te infiltreer nie, maar ek kan nie waarlik sê vandag, nie ek of Karen wat vir julle woord bring is gekoop deur iemand nie. Alhoewel Israeliete loop en sê ek werk vir die CIA. Dan sê ek seker die domste CIA-agent wat hulle nog ooit aangestel het. En dis ernstig, want die ou gooi dit op die internet. Dis 'n man wat reeds ook in hierdie gemeente was. Maar ons is vry. Ons dien onder Yeshua. En daar is geen hoër gesag vir ons as hy nie. En as hy sê maak so, dan sal ons so maak. As hy sê moenie so maak nie, dan sal ons nie so maak. So wees verseker, julle is veilig hier. En die bewys daarvan is dat die Gilgalwiel wat nou 8 jaar bestaan, die mense op hierdie plaas nog altyd beskerming het.
waar ons wagte gehad het wat verskriklik beklei het met swartes wat ingekom het hier in die nag, dan vang ons hulle in die werkswinkels daar onder in die store. Daar was nog niemand van 8 jaar waar ons probleme gehad het nie. Niemand is nog vermoor nie, hier op die plaas beroof nie, verkragt nie, deur buitemense nie. Ek sê nie dat hierdie diefstalle van binne gebeur nie. Ongelukkig is ons 'n plek, ons bring almal in om hulle te help. En as jy die duiwel binne in jou gebied inbring, met die doel om die duiwel te laat ander mens word, 'n beter mens, en hy doen sy dinge, ja, dit is nou maar ongelukkig so. Maar ons is veilig en afgeseël, wat nie gesê kan word van plekke buitekant nie. Julle kan op hierdie groepe lees van die groen lig. Dis chaos daar buite. Chaos wat aangaan in net hierdie boot alleen. Praat nie eens van die ander plekke nie. Baie dankie, ons gaan dan môre verder.